Goeiemôre, 11 Augustus. Ek sien vandag gaan weer 'n hot and sticky one hier by ons wees. Is deel van die somer hierso in Middle Tennessee. So, ek wil net 'n bietjie opvang met die Iran goeters. Vandag sien ek weer, laaste paar dae, tel die gesprekke weer op van Amerika se Kammersdag uit ammo uit. En wat daarmee saamgaan, een nou tot vir my, een paar. Hulle het AI gebruik om nou te search op die internet, wat sê AI van die storie. En hulle sê nogal vir my, AI bevestig dat Amerika uit ammo uit is. Nou is een ding wat jy moet verstaan van AI. AI is nog nie naastenby op die vlak waar het veronderstel is om te wees nie. Op die oomblik gebruik AI, sorry dat ek gou inkom. Op die oomblik gebruik AI die internet, scan die internet vir 'n topic wat jy insit, en dan kyk hy na die meeste inligting wat hy kry. Wat sê die meeste verdiepend of verduipend, en hy gebruik dit, dis nou Kammersdag dan die evidence. Maar soos ons almal weet, meer as 60% van inligting op die internet is vals. Vals, verdraai, half, iets en daarin, maar nie akkuraat nie. Want enige ou kan iets op die internet sit, enige ou. So AI het nog nie die vermoë om te onderskei van wat's feite en wat's net iemand wat iets gerepost het, iemand se valsheid of verdraaide inligting nie. So as ek jy sal ek liewers nie AI gebruik om te probeer kyk wat regtig die feite is nie. AI het nie toegang tot military intelligence byvoorbeeld nie. AI het nie toegang tot direkte goeders nie. Ek het al gesien wat AI rekke foute maak. Dis hoekom mense wat universiteit is, julle weet julle mag nie AI gebruik vir enige research nie, want dit word net afgekeer. But whatever, dis AI. Wat hulle like om te doen vir al die media, is die bullcrap narrative van hulle, en dis nou om, hulle verdraai inligting vir hulle eie agenda. Veral die leftist media hier in Amerika, wat die grootste gedeelte van die media is in Amerika is die leftist media, wat nou die Democrats support. Dan sê hulle, die probleem is nie dat die wapens gone is nie, wat in my bullshit is. Die probleem is die wapens laag is, en dit gaan te lank vat om te replace. Nou praat hulle spesifiek van THAAD missiele, die interceptor missiele vir die THAAD of vir die Patriot system of so. Dan sê hulle, want dit vat 'n paar maande om 'n missiel klaar te bou, want dit is so tegnologies en gesofistikeerde wapentuig. En dis die waarheid. Dit vat nie net 'n dag om 'n Patriot missiel te bou of 'n Tomahawk missiel te bou nie, dit vat 'n ruk. Maar hier is die probleem. Hulle laat uit, hulle sê net dit vat 'n paar maande. Hulle probeer jou laat dink dat Amerika se massive industrial complex, military complex, bou net een missiel op 'n slag, en as tot hy klaar is, dan begin hulle met die volgende een. Dis soos 'n production line op 'n kar, man, assembly line, car factories. Het vat ook nie net een dag om 'n kar te bou nie, kom elke 15 minute 'n nuwe kar uit die factory uit. Maar dit vat nie net 15 minute om 'n kar te bou nie, dit vat baie langer. So, dis in 'n assembly line, dieselfde met missiele. Wanneer ons in 'n oorlog ingaan, of beplan om in 'n oorlog in te gaan, of voorberei vir 'n oorlog, of iets in daai lyn, dan word daai produksie opgestoot. So nou sê hulle, ja, het gaan 6 jaar vat om te recover van die missiele wat uitgeskiet is so ver. Nee, dit gaan nie 6 jaar vat om te recover nie. Daai kan redelik vinnig gereplenish word. Het ons in stok? Ja, ons het natuurlik in stok. So, jy moet die verstand, jy sien wat hulle gebruik. Nou, in die ander argument wat hulle gebruik, wat hulle like. Maar het vat 'n $20 miljoen missiel om 'n $5,000 drone af te skiet. Dis nie ekonomies viable nie. Dis nou tipies weer 'n reporter wat absoluut geen klou van militêre aksies en van die weermag het nie. Geen, zero. Nou dink hulle ons gebruik vir elke drone wat daar uitkom uit Iran uit 'n flippin Patriot missiel om af te skiet. Ek wonder of hulle ooit gehoor het van lugafweerkanonne. Wonder of hulle ooit gehoor het van A-10's, Apaches en die tipe van dinge wat net rondvlieg op patrol en hulle goed sien en skiet met hulle guns af. Paar honderd rondes. Nee, het moet $20 miljoen missiel wees.
Ek wonder of hulle al ooit gehoor het van, ek wil nou nie te ver oor diepte in die dinge praat nie, van jamming systems. Wat daai drone se goed jam. En hy weet nie waar hy gaan en hy voor kontak met sy controller. En lyk my hulle nog nie van dit gehoor nie. Maar net al wat hulle sê is, het moet 'n $20 miljoen missiel vat om 'n $5,000 drone af te skiet. So dit kan nie viable wees nie. Dis hoekom Amerika bankrot is. Dis die ander wat ek gehoor het, Amerika is bankrot. Okay, ek gaan nou nie oor die ekonomie praat nie, net oor die military. Want die wat glo Amerika is bankrot het definitief nie, hulle moet hulle skoolgeld gaan oorvra miskien. Maar dis 'n ander saak. So dis die stand van sake. Wat gaan aan in die rand vandag? Nie veel nie. Alles is stil. Ek sal rapporteer as iets niets daar uitkom, maar ek wil net help met die inligting oor die wapens. Nee, daar is nie 'n tekort aan wapens nie. Ons het nie uit wapens uitgehardloop nie of uit ammo, ons het oorgenoeg en hulle is gereed om gebruik te word. Sodra president Trump besluit hy wil so iets doen. Geniet die dag.